Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag, 17 Mei. Gee my 'n teken. Miskien het jy al mense hoor sê, as ek dit net self kon sien hoe die Rooi See oopgegaan het, of hoe die manna op die grond geval het, of hoe Jesus die blindes genees het, dan sou ek ook kon glo. Dalk het soortgelyke dinge ook al by jou opgekom. 'n Mens kan ook in die teendeel aanvoer, wel, dis makliker vir ons om te glo as wat dit vir die Bybelse karakters was, nie waar nie? Die Israeliete het nie die volledige skrif tot hulle beskikking gehad nie. Anders as ons, het hulle in daardie stadium nog nie 'n ellelange geskiedenis gehad om op terug te kyk nie. Moses is die een wat hierdie terugkykproses as 'n instelling gevestig het, sodat God se leiding en goedheid van die verlede voor oë gehou kon word. Ons lees Deuteronomium 4 vers 7 tot 10. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here onse God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart uit nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Deuteronomium 4 vers 7 tot 10. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 2 en 3 die volgende. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mense nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Deuteronomium 8 vers 2 en 3. In teenstelling met die Israeliete het ons 6000 jaar se Bybelgeskiedenis waaruit ons lesse kan put. Johannes 20 vers 30 en 31 sê vir ons, nog baie ander tekens het Jesus vir sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Johannes 20 vers 30 en 31. Elke geslag soek een of ander teken, 'n bewys vir die God van die Bybel. Ons eie generasie soek ook na een. Oral waar mens kyk, is daar egter bewyse. Lees gerus Matteus 24 en kyk hoe baie Bybelse voorspellings en tekens reeds vervul is of wat besig is om in vervulling te gaan. Selfs in Jesus se tyd het mense 'n teken of 'n bonatuurlike bewys gesoek dat hy werklik die Seun van God was, en dit nadat hulle reeds so baie tekens aanskou en beleef het. Hoe het Jesus toe op daardie versoek gereageer? Ons lees Markus 8 vers 11 en 12. En die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin redetwis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. Markus 8 vers 11 en 12. Stem ons saam met Jesus, net om hom dan soos die Fariseërs te beproef? Laat ons ook vir Jesus, van wie ons gebrek aan geloof, swaar in sy gees sug, en dit nadat ons reeds al die nodige dinge ontvang het om te kan glo. Markus 8 vers 12.
Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 406. Hierdie tekens is nie wat die Jode in werklikheid nodig gehad het nie. Blote uiterlike bewyse sou nie tot hul voordeel gewees het nie. Geestelike herlewing, dit is wat vir hulle van nut sou wees. Nie nuwe insigte wat intellektuele verligting bring nie. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 406. Kan dit wees dat ons ook geestelike hernuwing, oftewel die oorspronklike Engelse geestelike hernuwing, benodig? Dit wil sê dat ons elke oomblik van die dag 'n ware, opregte en noue wandel met God koester. So miskien het ons nie werklik behoefte aan 'n teken of aan bo-natuurlike bewyse nie, siende dat ons 'n magdom kennis, veral in ons Bybels, binne ons bereik het. In plaas daarvan om Jesus swaar in sy gees te laat sug, omdat ons gebrekkige geloof het, moet ons dus liewers Jesus se woorde aan Thomas onthou in Johannes 20 vers 29. Glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Johannes 20 vers 29. Hebreërs 11 vers 1 sê ook vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Tog vereis die Here nie blinde geloof van ons nie. Hy het ons reeds so baie redes gegee om te glo. Ten spyte van al daardie redes, steek twyfel altyd ergens kop uit. Die kuur vir hierdie knaande probleem is om te fokus op al die dinge wat ons geloof bevestig, en nie op die dinge wat twyfel bring nie. Beskryf by jouself binne 60 sekondes jou geloof in God. Kan jy dit doen? Wat sê hierdie oefeningkie vir jou aangaande jou wandel met God?